Kom ons bid nou saam. Ons wonderlike hemelse Vader, ons sing saam met die kerk. En soos die kerk vir eeue reeds, hoe heilig U is. Hoe wonderlik die voorreg wat ons as nietige mense het, om in die teenwoordigheid van die lewende God te wees, deur U wonderlike inwerking in ons lewens, deur U Heilige Gees. Here, ons is U kerk, ons is U gemeente. Ons kom vanoggend met 'n verwagting, dat U ook in ons besondere omstandigheid van die oomblik, vir ons 'n woord sal gee van bemoediging. Here, met sommige van ons gaan dit goed. Ons beleef vreugde en sukses, maar met ander is daar baie uitdagings in die lewens van ons en ons geliefdes. Maar hoe ons ook vanoggend hier in hierdie gebou instap, Here, ken U ons deur en deur. U wil U ons vertroos, versterk en bemoedig deur U woord. Gee dat ons dan nou met ontvanklike harte na U woord sal luister. Hoor ons gebed. Ons vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, ons gaan uit die boek Openbaring vanoggend saam lees, uit Openbaring 5. Ek kan miskien net so 'n inleidende opmerking maak. Die dokumente van die Nuwe Testament is so tussen die jare 55 tot 75 na Christus geskrywe. Van Paulus se briewe was die oudste, die evangelies daarna. Maar die boek Openbaring is anders as die ander, omtrent 20 of 30 jaar daarna, eers hier rondom 95 na Christus geskrywe. Die apostel Johannes, wat natuurlik een van Jesus se disippels was vir dekades, was hy die dominee gewees van 'n baie groot gemeente in Klein-Asië en Efese, maar in so om en by 95 na Christus het die Romeinse keizer Domitianus hom verban na die eiland Patmos, en ons glo dat hy in daardie tyd, in die laaste jare van sy lewe, as 'n baie bejaarde persoon, het hy sy 5 dokumente, sy evangelie, sy 3 briewe en die boek Openbaring geskrywe. Kom ons lees dan nou Openbaring, hoofstuk 5, as ons skriflesing vanoggend. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien, wat aan die voor en aan die agterkant vol geskrywe was, en wat met 7 seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: "Wees waardig om die boek oop te maak, deur die seels daarvan te breek." Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: "Moenie huil nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak." Toe het ek voor die troon, wat omring was deur die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toegegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n sieter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied: "U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat U geslag is
en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hardop uitroep, die lam wat geslag was is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek oor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens het gesê amen en die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Kom ons lees tot sover daardie visioen wat die apostel Johannes gesien het as God se ewige en onfeilbare woord. Ons gaan nou 'n lied sing voor die prediking. Kom ons sing ook uit die psalmbundel en ons sing nou Psalm 5. Ons gaan daarvan die eerste en die derde strofes voor die prediking sing. Omdat u geslag is en met u bloed vir mense, vir God losgekoop het. Dit is die tekswoorde vir ons prediking. Broers en susters in die Here, in ons leeftyd gaan ons baie ooreenkomste aan. Ons gaan informele ooreenkomste met mense aan, maar ons gaan ook ernstige, bindende kontrakte met mense aan. En ooreenkomste of kontrakte is bindende goed. Dit plaas op jou 'n bepaalde verpligting, waartoe jy ingestem het, maar dit gee ook aan jou sekere voorregte. Baie van die kontrakte sluit ons uit ons eie vrye wil. 'n Kontrak met ons werkgewer, 'n huweliksooreenkoms, of ooreenkomste met baie instansies waarvan ons die dienste en produkte van gebruik, maar daar's egter ook ooreenkomste wat ander mense namens jou sluit, waarin jy nie regtig gesê het nie, maar wat steeds jou lewe beslissend kan raak, soos byvoorbeeld die ooreenkomste wat 'n regering namens sy onderdane maak. In die pragtige hoofstuk 5 van Johannes se boek Openbaring lees ons egter van die mees wonderlike ooreenkoms, wat namens u en my, wat namens ons as gelowiges in die hemel gesluit is.
Kom ons skets net eers vir 'n oomblik die agtergrond van die boek Openbaring en spesifiek ook van hoofstuk 5. Die boek Openbaring bevat visioene wat die apostel Johannes op die eiland Patmos sien, so teen die 90er jare van die 1ste eeu na Christus. Jesus Christus verskyn self aan Johannes en hy gee hom 'n kykie wat in die laaste dae sal gebeur. Hoofstuk 4 en 5 vorm eintlik 'n eenheid. In hoofstuk 4 sien Johannes deur 'n oop deur 'n aangrypende toneel waar God self in die tempelhof op 'n troon sit en voor hom is daar 'n menigte van gelowiges geklee in wit klere voor die troon van God wat God aanbid en sy lof sing. En in hoofstuk 5 begin dan nou 'n reeks handelinge wat die finale vryspraak van die gelowiges en die finale oordeel van die goddeloses inlui. In hoofstuk 5 gaan dit oor 'n boek wat met 7 seels verseël is. En hierdie boek moet oopgemaak word, sodat die inhoud daarvan, wat vir die mensdom beslissend is, gelees kan word. Die oopmaak van die boek lei die finale oordeel in, die vernietiging van die bose en die finale verlossing van die gelowiges. Maar die hoofstuk begin met 'n probleemstelling. Daar word niemand gevind wat by magte is om hierdie boek oop te maak, en daaroor is Johannes baie hartseer. In die tyd van die Nuwe Testament was dit die gebruik dat belangrike dokumente altyd verseël was. Baie keer met die koning se seelring wat in ink gedoop was en wat 'n dokument verseël het. En dit was van uiterste belang dat die dokument net oopgemaak kon word, dat daai seël net gebreek kan word deur iemand wat gevolmagtig is om dit te doen. Omdat die inhoud van so 'n koninklik verseelde brief gewoonlik inligting of opdragte bevat het wat vir mense lewensverandering kon wees. Verder, wanneer mense of partye met mekaar 'n ooreenkoms aangegaan het, is daardie ooreenkoms ook verseël tydens 'n ritueel waarin die bloed van 'n offerdier ook 'n rol gespeel het. So al hierdie gebruikelike reëlings sou aan die lesers van die boek Openbaring baie bekend gewees het. En die bedoeling daarvan is om te sê, daar is 'n groot en ewige koning wat 'n ooreenkoms met mense aangegaan het. En dit nie met een nie, maar met 7 seels verseël het. En die een wat dit kan oopmaak, is ook die een wie se bloed, soos die gebruikelike offerdier se bloed, die brief verseël het. En wat hierdie ooreenkoms is die aangrypende. Dit gee vir ons 'n goeie blik op daardie deel van die werk van Jesus Christus wat minder bekend is. En ons teksvers druk dit soos volg uit: dat U met U bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. So Jesus se werk is dus tweeledig. In eerste plek om die offer te wees vir die loskoop van mense, maar dan ook verder om op grond van sy offerdood in te tree by die Vader vir die lewens van daardie mense. En om hier dan by die bekendmaking van daardie ooreenkoms die een te wees wat die seël van daardie kontrak, wat eintlik 'n geestelike ooreenkoms is tussen God en mens, wat eintlik in die hemel namens ons gesluit is, om dit oop te maak en die inhoud daarvan bekend te maak. En vir die wat in hierdie koopkontrak, hierdie ooreenkoms tussen God en mens genoem word, in daardie dokument staan daar, het dit verrykende gevolge. Hulle verkry eintlik 'n titel. Hulle staan nou bekend as priesters. Hulle verkry 'n ewige koninkryk en hulle sal saam met God vir altyd regeer.
Geliefdes, die rede waarom Johannes hierdie brief skryf en die openbaringe aan die gemeentes in Klein-Asië deurgee, is suiwer om hulle te bemoedig. Want die gemeentes word vervolg. Johannes het self vir dekades, het hy in een van die gemeentes in die groot Griekse stad Efese, was hy vir dekades die dominee, hy weet presies, hoe leef die mense, die gelowiges in Klein-Asië? Daar word teen hulle gediskrimineer op grond van hulle geloof. Hulle kry swaar. En daarom, deur vir die gelowiges 'n prentjie te teken van waarheen hulle op pad is, wat vir hulle voorlê, wat hulle toekoms sal wees, wil Johannes hierdie mense bemoedig. Johannes ken nie die mense, Klein-Asië. Hy het lank hulle dominee gewees, voordat Domitianus om na die eiland Patmos verban het. En broers en susters, as ek vandag Openbaring lees, en ons as gemeente nou vanoggend dink oor die betekenis van Openbaring 5 vir my lewe, dan wil die boek Openbaring met my dieselfde doen. Ons leef vierkantig hier op aarde, in 'n werklike lewe met al sy uitdagings. Sommige dae is beter as ander. 'n Mens word ouer, jou kragte neem af. 'n Mens word siek. Jy en jou geliefdes, die mense naby jou, die mense wat vir jou belangrik is, gaan groot dinge hier op aarde deur. Ons leef hier met 'n lewe met al sy verskriklike uitdagings. En daarom wil die Here ook deur hierdie boodskap vir ons sê, moet dit nooit uit die oog verloor wat jou uiteinde gaan wees. Moet nooit vergeet waarheen jy en jou geliefdes op pad is nie. Want dit sal jou inspireer vir al jou uitdagings hier en nou. Dit is goed om die tonele wat die boek Openbaring teken te lees. Dit is goed om dit in die geestesoog te sien, om deeglik bewus te wees van die ooreenkoms wat Jesus Christus namens ons aangaan, dat hy elke gelowige se lewe vir ewig deur sy offerbloed. Dit gee ons lewens hier op aarde 'n ander perspektief. Dit is 'n lewe wat altyd op pad is. 'n gelowige se lewe is altyd 'n lewe op pad. Dit is 'n tydelike lewe wat eendag sy permanentie sal kry. Maar dit herinner ons ook voortdurend aan hoe ons moet lewe. Mense wie se lewens van so aard is dat hulle ook eendag as priesters in 'n ewige koninkryk aangestel sal word, dat hulle ook saam met die miljoene der miljoene in wit klere gewas deur die bloed van die lam, God sal loof en prys en saam met hom oor die aarde sal regeer. Dis die vraag, dis die appel van hierdie gedeelte aan u en my vanoggend. Sal ons deel wees van daardie duisende der duisende en die miljoene der miljoene. Broers en susters, mag die Here vir elkeen van ons met al die uitdagings wat elke dag deel van ons lewens is, en die lewens van ons geliefdes, ons so inspireer, omdat hy vir ons sê, onthou waar jy op pad is, onthou wat jou uiteinde is, en laat dit jou inspireer vir jou lewe met al sy uitdagings elke dag. Die Here help ons deur sy wonderlike gees daartoe. Amen. Kom ons dank nou saam. Ons wonderlike hemelse Vader, Here, net soos die oorspronklike lesers van die boek Openbaring, beleef ons dit elke dag geweldige uitdagings in ons lewens. In die lewens van ons geliefdes, die mense wat naby ons is, hulle wat deur bande van bloed en liefde in ons gebind is. Daarom, Here, is dit so wonderlik om te hoor dat U presies weet wat in ons harte omgaan, omdat U ons gemaak het. En dat ons ook vandag hierdie ewige woord kan lees, hierdie visioen wat Johannes al
duisende jare gelede gesien het, en dat die betekenis daarvan vir ons stand hou. Ook namens ons en ons geliefdes is daar 'n ooreenkoms in die hemel aangegaan. Ons moet daardie ooreenkoms waardig wees, in die wyse waarop ons lewe. Help U ons elke dag daartoe, om nooit in die oog te verloor dat ons op pad is, na 'n lewe saam met U, maar dat ons hier en nou, in hierdie lewe, van harte met oorgawe U sal dien, en naby U sal lewe. Help U ons, deur U Gees daartoe altyd. Here, ons bid vandag, vir almal wat U op 'n besondere wyse nodig het. Hulle wat in hospitale is, hulle wat in tuis en in inrigtings is, en siek is. Here, dat U wonderlike hand van genesing oor hulle sal wees. Dat U ook die familie van Tannie Sari, wat in hierdie week ook haar finaal gegroet het, en die wonderlike liefde sal toevou. Die seer wat ons beleef, wanneer mense wat naby ons is, wegval. Hou ons dan in U wonderlike, vredevolle hand. En ook vir ons as gemeente, Here, dankie vir hierdie geleentheid vanoggend om kerk van Jesus Christus te wees, hier, waar het vir ons wonderlik is om te kom aanbid, en seën ons van ons nou uit mekaar gaan, en lei ons op ons onderskeie paaie. Ons vra dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.